geen tyd nie. Ek gaan so vinnig praat net oor grondbewerking. En ja, grondbewerking, dink jy die era van die rekenaar ensovoorts, tegnologieontwikkeling, het baie voor- en nadele. Byvoorbeeld ou kan op die internet spring en jy kan gaan Google 'n implement en mens moet net besef altyd wat die goed vir 'n spesifieke stel omstandighede sê ja, hy's werkbaar of nie werkbaar. So wees net versigtig altyd as jy gaan kyk na goed, ondersoek instel, wat is haalbaar en bring dit terug huis toe na jou stel omstandighede. Ek het nou nog nie gedink regtig aan 'n grappie nie, die goed werk mos maar altyd open met 'n grappie, maar tuis net uit toe jy met die lesing praat van die graanprys en hy's nou op sy hoogtepunt so 'n paar jaar terug toe die prys hier by R450 was. Vertel 'n graanbemarker, die boer kom elke dag in en dan vra hy wat is die prys en toe hy so op sy laagtepunt is hier R425, toe sê hy, wil jy vir my sê ek drink elke dag 'n ton mielies in die buiteklap uit. So gelukkig in hierdie vlakke gaan dit nogal moeilik wees om 'n ton mielies uitgedrink te kry, so as ons kyk na die implement die implement werk in sekere dele, sekere grondtoestande. Soos kyk na hierdie stelomstandighede. Ons weet die gronde van die omgewing is maar redelik vlak en die profiel is so 45 cm diep as ons op die klip. Nou, ons het hier so 1000 liter water uitgegooi op hierdie 6 meter strook om vir julle 'n idee te gee hoe droog was die grond. Hier sê ek byvoorbeeld nog modder en daar sê aan daai kant is alweer kurkdroog. So net 'n idee wat hy die afgelope seisoen beleef het met die lae reënval. Gaan kyk ons na hierdie kant wat die plant geloop het fisies. Dit is redelik nat gewees gistermiddag nog toe ons hom deurgetrek het. Die diepte wat die tand vir ons losgemaak het is die messie is 15 cm. As jy nou die gedeelte wegvat wat die grond opgehef is, dan kan hy so van 150 na 200 mm praat wat hy losgemaak het. As iemand sal sê ek moet oordeel of dit vir hierdie stel toestande die beste bewerkingspraktyk is, sal ek op die stadium sonder twyfel sê nee, ek sal hom dieper wou losmaak, bietjie breër wou losmaak. So vir 'n ander stel omstandighede, ja, dit kan dalk werk. Hierdie spesifieke implement, sy gebruikswaarde sou ek ook sê, dat waar jy dit doen, moet jy groot sekerheid ook hê dat jy weer in hierdie zone gaan plant. Jy maak net daai zonetjie los. So ou sal moet gaan kyk na tegnologie soos autosteer en laat die planter presies dan nou dat jy vir jou merke maak dat jy weer op daai zone kan plant. Anderster gaan jy nie goeie wortelontwikkeling kry nie. As mens so, jy kan met die messie voel, die sy lekker los. Die zone aan die kant toe, sy vas. So sou dit gebeur, dat jy byvoorbeeld die plant, die wortels nie onder toe ontwikkel nie, hy gaan dalk sywaarts ontwikkel. So dis maar so vinnig 'n oordeel wat ek vel om te sê wat het die implemente in hierdie stel omstandighede gedoen. Praat wat sou optimaal wees vir hierdie tipe gronde? Daar sy droog, boonlaagie, so die eerste 10 cm is lekker los, dan kom ons op 'n redelike harde, gecompacteerde deel af. So ek sal voorstel hier dat hy met tandimplement werk, minste 450. Ons grondverskille, die klippe is moes nou natuurlik 'n groot faktor. Jy gaan groot slytasie op jou implement se tande hê, so oordeel dit dan net binne jou stel omstandighede om te sê jy wil tog nou nie daar die klippe gaan karring nie, maar mense dan hierdie bo-laag kan jy probeer opbreek. As nog maar twee komponente in gewasproduksie, een is die seisoensreënval en die ander een is dan nou die gedeelte wat jy dan nou voor die tyd vog wil hê in die grond. En om daai grond te benut moet jy wortelontwikkeling hê. Daar's nou nie 'n debat daar rondom nie. Baie keer kom mens weg as jou seisoense reënval goed versprei is in die groeistadium. Dan is daai sonde 'n bietjie kleiner, dan kan jy wegkom, maar in 'n jaar wat die reënval nie saamspeel nie, dan kry mens baie keer in 'n situasie waar daar's ondervog. Die plante kan dit nie benut nie. En dit tot groot nadeel is vir die uiteindelike oes. Maar dis so kort opsomming wat ek hier waarneem.
plaas van julle kant af. Dan wil ek julle oorgee aan Almere.